Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundige lettertyd les. My naam is Francisca Smit. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement met samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na finansiële dokumente wat 60% is van die vraestel 1 gedurende jou rekord en eindeksamen. Watse onderwerpe gaan ons kyk? Ons gaan hersien hoofstuk 4, waar ons kyk na finansiële dokumente. Les se doelwitte, wat wil ons bereik aan die einde van die les? Ons moet in staat wees om te definieer en die verskil tussen BTW ingesluit en BTW uitgesluit te identifiseer. Ons moet kyk na hoe om die oorspronklike waarde te bepaal indien die BTW bygevoeg is of die BTW weggevat is. Ons gaan kyk na WFV se definisie en verstaan hoekom WFV afgetrek word. Ons gaan verder kyk na die struktuur van die eksamen. Die graad 12 finansiële eindjaar vraestelle word nasionaal opgestel, nagesien en gemodereer. So die struktuur van die vraestel, 60% is finansies, 35% is datahantering en dan 5% waarskynlikheid. Die puntetoekenning is 90 vir finansies, 53 vir data en 7 vir waarskynlikheid. En dit gee ons 'n totaal van 150 punte. Jy gaan 3 ure sit vir jou rekordvraestel 1 en 3 ure sit vir jou rekordvraestel 2. As ons verder gaan, sluit groeikaarte in albei vraestelle kom hy voor. Hy kan wees meting of dit kan onder datahantering wees. As ons verder gaan kyk, die struktuur en omvangs van inhoud, dan kyk ons vraag 1 is 30 punte, dis plus minus 5 punte vlak 1, vraag oor finansies en datahantering, dan het ons vraag 2, wat finansies is, vraag 3 is datahantering, vraag 4 en vraag 5 is integrasievraag, menend, finansies en datahantering kan in al twee vrae gevra word, gesamentlik. So geïntegreerde konsepte oor finansies en datahantering, insluitend groeikaarte wat die toepassing van die verspreidingsmaatstawe is in datahantering. Waarskynlikheid kom in albei vraestelle voor en dit tel 5%. So as ons gaan kyk na waarskynlikheid, kan in vraag 1 tot en met vraag 5 voorkom. Hy is 'n geïntegreerde vraag in al die vrae. Dan die konsepte. Die doel van wiskundige lettertyd is om leerders te help om die vermoë te ontwikkel om 'n verskeidenheid wiskunde en nie-wiskunde tegnieke te gebruik om beide bekende en onbekende werklike kontekste te verken. Daarom is dit noodsaaklik dat assesseringsitems, eksamens en eksamenstoetse moet op realistiese en werklike, autentieke kontekste bestaan. As ons verder gaan, kontekste kan beide bekend en onbekend wees. So, die storie, die scenario, kan wees iets waarmee die kandidaate bekend is, of dit kan 'n onbekende onderwerp wees. So, dokumente gelys word en onbekend, nie beperk tot die konteks in die caps nie. Onbekende konteks sal slegs in vraag 4 en 5 of slegs in vraag 5 verskyn.
tipe vrae in hierdie eksamen. Verduidelik waarvoor die akroniem BTW of WFC staan. Teen watter persentasie word BTW of WFV bereken? Bereken die bedrag BTW insluitend, BTW uitsluitend of slegs die BTW bedrag. Bereken die nie belasbare aftrekkings, inkomste, kyk na pensioen, WFV en skenking. As ons verder gaan, sleutelwoorde wat ons moet kyk na vir hierdie eksamen is BTW, belasting op toegevoegde waarde, 'n stelsel wat 'n belasting van 15% by die prys van goedere en dienste gelewer word. So 15% word by die produk of by die dienste gesit om na die regering toe te gaan vir goedere en dienste. Basiese voedsel soos breinbrood, melk, vars vrugte, groente en sanitaire doeke word van die uitsluitend. Daar is geen BTW. Of ons kan sê dit is 0 koers. Want daar word nie belasting bygevoeg nie. Ons sê dat die items is 0 gegradeer en word gewoonlik aangedui deur die simptoom met 'n hashtag. Pryse is of BTW eksklusief of BTW inklusief. Pryse wat BTW insluit, beteken dat 15% BTW al klaar bygevoeg is. Pryse wat BTW uitsluit, beteken die pryse het nog nie BTW in hulle nie. Wat jy tydens die eksamen moet doen: BTW, WFV en belasting. Bereken die nie bare aftrekkings of inkomste. Bepaal jaarlikse belasbare inkomste. Dit is jou formule jaarlikse bruto minus nie belasbaar. Identifiseer die belastingskerf. Vervang in 'n formule. Trek die korting af en dan bereken en trek die jaarlikse mediese krediet af. En daar is jou stappe om belasting uit te werk. Wyskaarte. Hersien die verstrekkingsstellings en maak alle herinneringe skoon op jou sakrekenaar. So maak jou rekenaar skoon. So jy gaan shift druk 9 om te clear. Dan gaan jy 3 druk om te sê alles moet hy wegvat en dan gaan jy is gelyk aan druk en dan gaan jy die AC knoppie druk om te sê ja. Kanselleer enige afrondingsfoute, gaan jy druk shift en dan die mode knoppie, dan nommer 8 en dan nommer 2. Menend jy gaan nie 'n wetenskaplike notasie kry met 'n mag 10 of maal 10 tot die mag 7 nie, of maal 10 tot die mag minus 10 nie. Jy kan dit uitskakel deur om shift te druk en dan die mode en dan 8 en dan 2. Casio sakrekenaar vaardigheid. Aftrekking van tyd kan jy die tydknoppie gebruik. So, jy gaan die getalletjie indruk en dan druk jy die tydknoppie. Hoe weet ons is 'n tydknoppie? Hy het 'n punt, komma knoppie. Dit is hoe jy foute gaan uitkanselleer. Om nie tyd nog te herlei nie, jou sakrekenaar kan dit vir jou doen graad 12. So, hoe gaan jy die volgende doen? Druk 6 en dan druk jy die tydknoppie. Dan gaan jy 28 druk en die tydknoppie. Dan sê jy minus 1 tydknoppie. (46) tydknoppie. En dus kanselleer ons al die foute uit. As ons verder gaan, byvoorbeeld, 'n motor ry 150 km in 90 minute,
wat is die gemiddelde spoed? So wat verwag ons jy moet kan doen, is jy kan sê, onthou die driehoekie, afstand, spoed en tyd. So om afstand te kry, is dit spoed maal tyd. Om tyd te kry, is dit afstand gedeel deur spoed. En om spoed te kry, is dit afstand gedeel deur tyd. So as ons gaan kyk, ek wil graag die spoed hê. So ek moet hê kilometer op die uur. So ek sit nie met ure nie. So ek gaan vervang in 105 gedeel deur 90 minute. Dan gaan jy en jy druk in jou sakrekenaar 105 gedeel deur 0 ure 90 minute en hy gaan vir jou die antwoord gee 70. As ek gaan en hierdie mooi uitvee, dan sê dit, druk in jou sakrekenaar 105 gedeel deur 0 ure, so 0 tydknoppie, 90 tydknoppie is gelyk aan en hy gee vir jou die antwoord 70. As ons verder gaan, Mzuzi woon in Oos-London en reis na Matata, 126 km weg. Hy ry teen 'n gemiddelde spoed van 63 km per uur. Hy verlaat Oos-London om 6:50. Kan hy teen 9 uur daar wees? So as ons gaan kyk, wil jy hê die tyd. Hy ry teen 'n gemiddelde spoed, so ons het die kilometer weg, ons het die spoed, so dit beteken ek wil graag die tyd hê. So tyd is gelyk aan afstand gedeel deur spoed en die afstand is 63. As ons verder, daar is jou spoed. As ons gaan kyk, is dit 126 gedeel deur 63. As jy dit in jou sakrekenaar druk, dan kry ons 'n antwoord 2. So dit beteken ek gaan kyk na die tyd wat ek vertrek. So ek sê 6 tydknoppie 50 tydknoppie plus dit vat my 2 ure om te ry. 2 tydknoppie 0 minute tydknoppie. As ons mooi gaan kyk en ons maak die skerm skoon, dan gee dit vir jou druk in die 6 plus die 2 plus die 6 plus die 5 tydknoppie 50 en dit gee vir jou antwoord van 8 uur 50 minute. Of as ons gaan dit in tydformaat skryf, is dit 8:50. Gaan hy teen 9 uur daar wees? Ja. Hy gaan voor 9 daar wees. As ons verder gaan en ons kyk na eksamenwenke, hoe om wankonsepte of wanopvattingsvrae te hanteer, om vrae wat misleidend is te stop. Skryf vir jouself uit die akroniem BTW en WV. Waarvoor staan dit? Onthou, BTW is 15%, WFV is 1% deur die werkgewer en 1% deur die werknemer. Om die BTW bedrag ingesluit te kry, vermeerder ons met 115 op 100 of 1,15. Om die bedrag eksklusief vir BTW te bereken, vermeerder ons met 100 op 115 of ons deel deur 1,15.
Belastingsinkomste is bruto inkomste minus nie belasbare inkomste. Terminologie, bruto inkomste is inkomste voor aftrekkings. Netto salaris is betaling na al die aftrekkings. Inkomstebelasting is normale belasting wat op jou jaarlikse belasbare inkomste betaal word. Dit is verwys na jou belasting toe. Dan belasbare inkomste is bedrag wat belas word. Nie belasbare inkomste is die gedeelte van jou inkomste wat jy nie belasting betaal nie. Dit is wat hulle vir jou sê, nee, geen belasting nie. Daar is slegs 3 van daardie. Dit is jou pensioen, WFV en skenking of donasies. Skenking en donasies is dieselfde ding. Belastingkorting, verligting van spesiale afslag wat gebaseer is op jou ouderdom, So belastingkorting is 'n afslag volgens jou ouderdom. WFV, werkloosheidsversekeringsfonds, is 'n staatbeheerde versekeringsfonds wat korttermynverligting aan werknemers gee wanneer hulle werkloos word of nie kan werk nie weens siekte, kraamverlof of aannemingsverlof of onderbreking soos inperking. Dit bied ook verligting aan die afhanklikes van die oorlede bydraer. So indien die gesin kan wys, die oorledene persoon is iemand wat hulle op staat gemaak het vir inkomste, hulle het geen ander inkomste nie, dan kan hulle van die WFV eis. Dit word bereken teen 1% van jou basiese salaris. 1% word bygedra deur die werknemer en 1% deur die werkgewer. Dus in totaal word die fonds ingesamel 2%. Wat is die verskil tussen BTW ingesluit en BTW uitgesluit? BTW ingesluit beteken BTW is klaar ingesit. So byvoorbeeld, die item kos R529. So dit beteken BTW is soos 'n koppie koffie, hy's klaar daar binne. So jy kan nie nog water gaan ingooi nie, want dan gaan hy uitloop. So jy kan nie nog BTW insit nie, want dan gaan die BTW uitloop. Daar's klaar BTW in. So dit beteken BTW is by die oorspronklike prys bygetel. So hoe kry jy dan die oorspronklike prys? Dan gaan jy vat 529 gedeel deur 1,5 en dit is 460. As jy dan die BTW bedrag wil hê, dan gaan jy vat BTW ingesluit minus BTW uitgesluit en dan kry jy antwoord 69,13. As die item BTW uitgesluit is, so BTW is nog nie ingesit nie, jou koppie is leeg, daar's niks daar binne nie, wat doen ons dan? As die koppie leeg is, dan gaan jy nou water ingooi, so jy gaan dan BTW bysit. So, daar's 2 maniere. Jy kan gaan en jy sê, vat die oorspronklike bedrag, jy maal dit met 1,15 en jy kry jou antwoord. Dan vat ons en ons gaan minus insluitend, minus uitsluitend. En dit gee vir my die antwoord. Of ek kan en gaan en sê 460,86 maal 15 op 100 of 0,15 en dit gaan my antwoord gee van 69,13. As ons verder kyk na algemene foute, wanneer leerders gevra word om met 'n bedrag eksklusief
BTW te bereken, is hulle geneig om 15% van items te bereken. Dan trek hulle dan net af van die oorspronklike bedrag. Of wanneer daarvan leerders verwag word om die totale WFV-bedrag wat na die fonds gaan te bereken, bereken hulle 1% in plaas van 2%. Berekening van inkomstebelasting, wanneer nodig is om die inkomstebelasting te bereken, trek hulle nie die korrekte nie belasbare inkomste af by die bepaling van belasbare inkomste nie. Hulle skryf die bruto. Jou bruto en jou belasbare inkomste is nie dieselfde nie. Bruto en belasbare inkomste is nie dieselfde nie. Berekening van belasting betaalbaar met behulp van maandelikse belasbare inkomste in plaas van die jaarlikse belasbare inkomste. Onthou, baie noodbelangrik, belasting word bepaal op jou jaarlikse belasbare inkomste. Jy kan nie jou belasting uitwerk op 'n maandelikse salaris nie. Hulle trek die korting af voor hulle die belasting uitwerk. Eksamenwenke was nou gegee. Gewerkte voorbeeld vir BTW. 'n bank kos R2.599 by 'n meubelwinkel. So daardie is die koste. As die prys nie BTW insluit nie, bereken hoeveel BTW jou pa op die meubels moet betaal. So hoeveel BTW word betaal. So die prys is BTW uitgesluit. Dit beteken die koppie is leeg. So ons vat R2.599 en ons maal dit met 15%. Dit gee vir my 'n antwoord. Van R2.599 maal 15% is R389.90. So daardie is die bedrag wat hulle op BTW moet betaal. Of hulle kan R2.599 vat, hulle kan dit maal met 0,15 en hulle kry presies dieselfde antwoord. Vraag 2. Bereken BTW ingesluitde ware op 'n blom wat R120 kos. Daar is jou R120. Jy kan BTW uitwerk waar jy R18 kry. Dit is jou BTW. Jy weet jy moet vir die oorspronklike bedrag betaal en die BTW. So jy plus die 2 bymekaar en jy kry jou antwoord. Of jy kan en gaan sê 120 maal 1,15, want hulle het nooit gevra bepaal net die BTW nie. Hulle het gesê bereken die BTW ingesluitde bedrag. So hulle wil alles net saam hê. So jy hoef nie om op te breek nie. Jy kan gaan en sê 120 maal 1,15 en dan kry jy jou antwoord 138. Eksamen tipe vraag. Ek gaan vir julle vra om saam uit te werk. So elke keer wat ons 'n vraagie kry, gee ek vir jou so 'n rukkie kans en dan kyk ons of ons die regte antwoord saam kry. Hulle sê Puntsala is 'n dansgeselskap. Die maatskappy het 'n bankrekening by Siyonga Bank. Die bankstaat trek van die 15de van die maand tot die 14de van die volgende maand. Hieronder is 'n deel van Pantsula se bankstaat vir 'n sekere tydperk. Skryf Pantsula se banksaldo op die 19de. Ek gee vir julle so 2 minute. Kom ons kyk of julle gou die bankstaat kan identifiseer. Graad 12, welkom terug. As ons gaan kyk die 19de van die 4de, daar's ons hy. Wat is die bankstaat? Dan is dit 28.955,47. Vraag 1.2. Bepaal die totale bedrag wat van die 19de tot die 2de in Puntsala se rekening gedeponeer is.
Ek gee vir jou 2 minute. Kyk of jy die totale bedrag kan identifiseer. Tussen die 19de tot die 2de. Graad 12's, welkom terug. Ek glo julle het dit probeer. Kom ons kyk wat is die antwoord. So, van die 19de tot die 2de, wat was als in haar rekening gedeponeer? Deponeer beteken krediet. Deponeer beteken krediet. So, ons het 'n kontant deposito, dan het ons 'n kontant deposito en 'n kontant deposito. So, as ons gaan kyk, is dit die 2239, 3100, 110, 500. En dit gee ons 'n antwoord van 5949,10 sent. 1.3 Bereken die onbekende waarde vir A. So ons gaan identifiseer die onbekende waarde A en die onbekende waarde B. Graad 12's, wat is ek veronderstel om te doen? As ek die huidige balans het en ek gaan kyk wat het plaasgevind, daar was 'n krediet. As ek terug wil werk, wat is krediet? Is plus en debiet is minus. So as ek vorentoe werk, as ek ondertoe werk, dan doen ek die berekening presies soos dit is. Maar ek werk nou terug, want A is bo. So ek kan gaan, ek kan sê of 31.949,57 en daar was 'n minus 850. So ek kan metode 1 doen. Ek kan daar gaan en daar, dan vat ek die 31.000 minus die 850 en ek kry my antwoord. Of ek kan die omgekeerde doen. Ek kan die onderste een vat. 33.444,57 minus 3.100 en dit gaan nie presies vir my dieselfde waarde gee. Om B te kry, vat ek wat ek gehad het en wat ek het. Om die transaksie te kry, vat ek wat ek gehad het en wat ek nou het en ek minus dit van mekaar af. Dit gee vir my 'n antwoord van 257,47 sent. 1.4 Op die 21ste was die diensfooi vir die deposito van die bedrag 2.239,10 sent was R31,47. So die diensfooi was 31,74. Ek onderstreep dit in 'n kleur. Dan gaan ons onderstreep ek die deposito bedrag van 2.210. 'n breek bepaal die diensfooi as 'n persentasie. Persentasie is altyd 'n breek. So ek vat die persentasie, bepaal die diensfooi. Die een wat eerste kom is bo. So die diensfooi eerste een en dan die tweede een wat genoem word. So die eerste een is diensfooi en as ons gaan kyk daarna, is dit 31 en die tweede een is die deposito. Tweede een is die deposito. As ons gaan uitwerk, het ek 1,42%. 1.5 Skryf die benaderende aantal weke neer wat hierdie deel van die bankstaat dek. So as ons gaan kyk van die 19de tot die 2de. Hoeveel dae het verbygegaan? Ek gee vir julle 2 minute. Kyk op jou kalender, kyk of jy self dit ook kan doen. Kyk hoeveel dae
het verbygegaan en dan sê jy vir my hoeveel weke van daar af. Graad 12, welkom terug. Hoeveel dae het julle gekry? As ek het reg het, is dit 14 dae. So dit is 2 weke. As ons verder gaan, mevrou Springbok bestuur 'n klein snoepie winkel van haar huis af. Sy verkoop lekkers, skyfies, blikkies, koeldrank en vetkoek. 1 keer per week koop sy. Nou begin die inligting baie raak. 1 keer per week koop sy 6 kaste koeldrank vir R137,50. 'n boks koeldrank bestaan uit 4-6 pakke. Elke blikkie bevat 300 ml. Aan die einde van die week is al haar koeldrank uitverkoop. As sy die koeldrank in haar snoepwinkel vir R8 per blikkie verkoop, watter persentasie voeg sy by die kosprys per blikkie om haar verkoopprys te bepaal? So eers moet ons gaan kyk, wat is haar koste? Wat is haar uitgawes? Wat spandeer sy? As ons gaan kyk, sit ons met die volgende. 6 kaste 4 blikkies is 24 blikkies. Wat is die prys per blikkie? So dis die 137 gedeel deur die aantal blikkies. Dit gee vir haar 'n prys van R5,73. As ons nog gaan kyk, wat is haar wins? Onthou sy verkoop dit vir R8 'n blikkie, minus die R5,73. Maar hulle het gevra hoeveel wins maak sy. So dit is haar wins gedeel deur haar kosprys. So sy sit 'n 39% by. So eers moet jy die inkomste uitwerk, dan die uitgawes, en dan is dit jou nuwe prys minus jou ou prys op jou ou prys, of dit is jou verkoopsprys minus jou kosprys op jou kosprys maal 100. Die volgende vraag wat ek graag hê jy self probeer. Hulle sê die volgende. 'n nuwe 300 ml botteltjie koeldrank is beskikbaar. Die verkoopsverteenwoordiger van die koeldrankmaatskappy wil hê mevrou Springbok met die bottels in plaas van die blikkies verkoop. Die nuwe bottel moet vir R5 elk verkoop word. Mevrou Springbok vind uit dat die nuwe bottels haar R24 elk gaan kos. Die verkoopsverteenwoordiger se argument is dat die nuwe R5 bottels minder kos. Daarom sal sy meer verkoop. En dit is waar. Ja, die meeste mense sal vir die goedkoper weergawe gaan. Maar is dit noodwendig die goedkoper een? Die volgende vraagie sê hulle 'n nuwe 330 ml bottel koeldrank is beskikbaar. Die verkoopsverteenwoordiger van die koeldrankmaatskappy wil hê mevrou Springbok met die bottels in plaas van die blikkies verkoop. Die nuwe bottels is R5 vir elke verkoop. Mevrou Springbok vind uit dat die nuwe botteltjies haar R24 elk gaan kos. Bereken hoeveel botteltjies mevrou Springbok per week moet verkoop om dieselfde wins as vir die blikkies te maak. Graad 12's, ek gee vir jou 5 minute. Kom ons kyk hoe jy hierdie vraag interpreteer en wat jy sal doen om hom op te los. Graad 12's, welkom terug. Kom ons ontleed hierdie vraag.
Die nuwe bottels moet vir R5 elk verkoop word. Mevrou Springbok vind uit dat die nuwe bottels haar R4.20 sal kos. So as ons gaan kyk, dan sit ons met 6 maal 24 so 144 blikkies, maal, waar kom die R2.40 vandaan? As ons teruggaan, het ons gesê die vorige wins is R2.27. So as ons nou gaan kyk, weet ons, sy moet die volgende verkoop. Sy moet 6 maal 24 is 144 blikkies verkoop. Sy gaan 144 maal die wins, wat gee vir haar 362,88. Ons weet daardie bedrag moet ons deel deur, as ons gaan en daai bedrag vat, dan minus ons die R5, ons minus die R5 van die R4.20, dis haar inkomste, minus haar uitgawes, wat vir R0.80 gee, dus moet sy daardie wins maak, is gelyk aan 409 blikkies. Vraag 2.2.3 sê hulle nuwe 330 ml blikkie koeldrank is beskikbaar, die nuwe prys is R5, dit kos haar R4.20, bereken die persentasie toename in verkope. Jy kan die volgende persentasie formule gebruik. Verhoogde getal verkope per week, gedeel deur die oorspronklike nommer verkope per week. So as ons gaan kyk na die verkope per week, dis die 490 minus die 144 op die 144, so sy maak 884 verskil. Verduidelik hoe mevrou Springbok hierdie persentasie toename in verkope kan gebruik as 'n rede waarom sy nie die bottels in haar snoepie wil verkoop nie. Die rede daarvoor is die aantal koeldranke neem toe van 144 na 409. Dis meer koeldrank om te verkoop. Dit beteken naby 3 keer meer wat sy voorheen verkoop het voor. Die dalende prys is van R8 na R5 toe. 'n Persoon wat weet die prys is R8 sal nie genoeg geld hê om 2 bottels te koop nie, maar 'n persoon wat met R10 kom, kan 2 botteltjies koop. Dit sal haar inkoms verdubbel. Vraag 3. Mevrou Springbok het op 'n groep van haar kliënte ondervra om uit te vind wat hulle by die snoepiewinkel gekoop het. Sy het die resultate in tabel 2 onderlangs opgesom. Sy het besluit om die data in tabel 2 te gebruik om die voorspelling te maak. As sy 12 kliënte ondersoek, hoeveel kliënte het sy verwag om vetkoeke te kies? As ons gaan kyk, is dit 6 mense wat vetkoeke gekies het, gedeel deur 18. So, dit is 6 gedeel deur 18, wat 1 op 3 is. 1 op 3 van 12 kliënte, van beteken maal, is 4 kliënte. So, wat verwag ons moet gebeur? 12, wat sal voorspelde bedrag? 4 kliënte. So, wat sal in die toekoms gebeur? Kan ek sê 12 plus 4. Die opsomming wat ek graag wil onder julle aandag bring, graad 12. Stel 'n doelwit op. Punte wat jy graag wil bereik aan die einde van hierdie kwartaal. As jou doelwit byvoorbeeld is om 60% vir wiskundige lettertyd te behaal, een manier om dit te doen is om vraag 1 90 punte te kry. Finansies of datahantering, maar altesaam 90 punte. Vraestel 2 90 punte. Dit gaan dan vir jou 'n totaal van 180 punte uit 300 gee, wat 60% is. Huiswerk. En ek moedig julle aan, graad 12's. Ek weet, dit is ongelooflike druk gedurende hierdie rekordeksamen.
Maar gaan probeer hierdie somme en gaan probeer uitwerk en kyk na ou vraestelle om te kyk waar jy kan verbeter. So, vraag huiswerk, die een vraag wat gegee word is Dr. Khoza het 'n verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wil die bedrag wat vir verdediging begroot is vergelyk met die totale nasionale begroting. Tabel 3 onder vergelyk die bedrag wat vir die 2012-2013 tot 2014-2015 finansiële jaar vir die verdediging begroot is met die totale nasionale begroting vir dieselfde jaar. Wys deurberekeninge of haar eis reg is. Dr. Khoza beweer dat haar departement se persentasiebegroting vir 2014 tot 2015 boekjaar die jaarlikse inflasie vir 2013 oorskry het. Die jaarlikse inflasie vir 2013 was 5,77%. Let wel, 1 triljoen is 1000 miljard. Graad 12. Dankie dat julle geluister het vandag en ek hoop regtig julle het hartlik hierdie les insiggewend gevind en van die vrae wat finansies kan behels, dat julle dit kan beantwoord met al die wenke wat gegee is. Totsiens.